Goeiedag en baie welkom by ons gebedsgeleentheid. Ek wil graag in hierdie paar woensdae wat kom met jou oor 'n deel uit Genesis, die Here se woord deel. Ons gaan spesifiek kyk na Genesis 12 vanaand waar die Here vir Abraham kom roep. Nou Genesis is 'n boek wat vir ons vertel van hoe dinge begin het. Die literêre struktuur, die inhoud, draai rondom 3 tye wat iets nuuts begin het. Dit was die begin van die menslike skepping in Adam. Dit was die begin saam met Noag, sy seuns, en dan die begin van die nuwe nasie met Abraham. Nou die eerste 2 dele gaan oor 'n periode van nie minder nie as 2000 jaar. 11 hoofstukke, hulle word aan hierdie gedeelte toegewy. Die derde deel, wat gaan oor Abraham en wat daarna gebeur, is omtrent 400 jaar. Maar daar's 39 hoofstukke. So die eerste 11 hoofstukke vertel vir ons van hoe die dinge begin het en die res van die Bybel word daarop voortgebou. Dit neem vir ons van Adam af tot by Abraham. En van Genesis 10 tot 11 is die menslike geslag voor ons. Maar hier van Genesis 12 af is dit een man en sy nakommelinge. Genesis 11 vers 27 begin vir ons te vertel wie was die hoofkarakters in hierdie verhaal van Abraham. Ons is so dankbaar dat die Here dit vir ons laat opteken het, dat die Here vir ons dit wou gewys het. Ons sien ook verder dat Abraham waarskynlik die grootste figuur was van daardie tyd, want hy is die vader van almal wat geleef het. Hy word gerespekteer deur Jode, Christene en die Islam. Hy is die vriend van God, die een na wie toe die Here gekom het. As die Here aan Abraham verskyn, dan is sy voorouers en die geslag waarin hy geleef het in afgoderry. En dit is so wonderlik, hierdie God van heerlikheid wat na hom toe kom, anderste as die afgode van daardie tyd. Daardie eerste verskyning staan in kontras met Adam en Eva wat weggestuur is uit die teenwoordigheid van die Here en dat Abraham genoem word die vriend van God. Dan kom die Here en hy kom roep vir Abraham. Hy sê vir hom hy moet uit sy land en uit sy mense, uit sy pa se huis uit gaan, na die plek toe wat die Here vir hom sal wys. Nou hierdie opdrag kom na Abraham toe hy in Mesopotamië is. Daardie gebied, wat jy kan nou sien hier op die skerm, in ons taal is dit nie 'n groot distansie nie, maar dis 'n deel wat daar in die Persiese Golf was. En dis belangrik wat hier gebeur. Dit gebeur net na die verwoesting van die stad van Babel. En jy kan dink hoe belangrik dit is, dat daardie stad wat vernietig word, dat die Here kom om nou genade te kom betoon. Hy het in oordeel na Babel toe gekom, en nou kom hy in genade na Abraham toe. Hy kom om vir Abraham te kom wys, hoe dat die Here met hom in 'n verhouding wil kom staan. En dit gryp jou aan die hart as jy dit lees. Die Here sê vir hom, jy moet uit jou land, uit jou pa se ouerhuis uitgaan, na die plek toe wat ek vir jou sal wys. En weet jy, dis belangrik 3 keer in hierdie gedeelte waarna ons nou gaan kyk. Lees ons in daardie tyd hoe dat die Here vir Babel verwoes het. Die Here het hulle oorgegee, het hulle opgegee. En Romeine 1 vers 21 tot 25 wys vir ons wat dit beteken as die Here mense opgee, sy oordeel wat gekom het. Maar hy kom dan na Abraham toe, hierdie vriend van die Here, in wie al die nasies van die aarde geseën sou wees. Nou, die Here sê vir Abraham hierdie interessante woorde. As ons hier lees, die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land, weg van jou mense, jou familie, na die land wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën, jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Nou hierdie roeping van Abraham kom in 'n tyd as hy nog by sy huis in Mesopotamië is. Dit was 'n roeping dat hy moet wegkom van waar hy nou is. Hy moet uitstap uit hierdie wêreld uit. Hy word geroep om sy familie en sy land te verlaat. Sy pa Tera
was waarskynlik nog in die afgodsdiens. En Abraham word nou 'n gelowige en die Almagtige. En daarom is dit verstaanbaar dat hy sonder sy pa vorentoe sou getrek het. En 3 dinge word vir hom beveel deur die Here. Hy moet sy land verlaat. Met ander woorde, hy moet hom afsonder van sy familie na 'n land toe wat die Here beloof om vir hom te wys. Ten opsigte van hierdie eerste opdrag wat die Here vir hom gee, is dit belangrik om te sien dat Abraham gehoorsaam is. Maar oor die laaste 2 was hy nie so gehoorsaam. Sy pa en sy neef Lot trek saam met hom. Nou interessant dat die naam Tera beteken om te vertraag, om stadig te wees. In Engels sê hulle delay. En dit bewys dit's presies wat gebeur het. Maar die verbond van genade begin met hierdie roeping van God vir Abraham om hom af te sonder. Daardie roeping beteken nie dat Abraham homself uit die wêreld uit weggeneem nie. Dat hy geen verhoudings met ander het nie, om die wêreld te haat nie. Nee, maar dit beteken dat hy in gehoorsaamheid aan die Here moet gaan lewe. Die tweede deel van hierdie verbond sê die Here, jy gaan 'n seën wees vir nasies. En waarna toe roep dit vir ons? Onthou dat die Here Jesus vir ons gesê het, hy roep ons om sout en lig te wees. Ons moet anders wees as hierdie wêreld. Hier roep die Here vir Abraham om af te sonder, uit te stap uit sy land, uit daardie verhoudings, uit sy pa se huis, sodat hy 'n seën kan wees. En hierdie belofte kan jy sien het Abraham se geloof gaan toets. Hy moet na 'n land toe gaan, nie 'n land van melk en honing nie, maar 'n land wat die Here vir hom sal wys. En daardie belofte wat dan daar kom saam met daardie opdrag gaan ons nou na kyk, want as wonderlike beloftes daaraan gekoppel. Maar hier's 'n vereiste. Die Here sê ek gaan jou 'n groot nasie maak. En dit was die beloning vir die feit dat hy uit sy land uit moet uitstap. Sal jy dit onthou? Die Here verwag nooit van jou iets wat hy jou nie ook die krag gaan gee nie. Hy wil jou nie soos 'n uitgedrukte lemoen gebruik en tap en dan een kant toe gooi nie. Die Here sê vir hom, as jy jou familie verlaat, gaan ek jou 'n groot nageslag gee. Ek gaan jou 'n naam gee wat 'n wonderlike naam gaan wees. Jy gaan 'n seën wees. Hy gaan die saak wees waardeur die seën van die Here na ander toe gaan vloei. So ons kyk en ons sien hier 'n patroon van Abraham. Sonder jou af van die nasies, van die wêreld, sodat jy 'n seën kan wees vir daardie nasies. En dis die boodskap vir ons as Christene vandag nog. As Christene moet ons anders wees as die wêreld om ons. Ons moet anders dink as die wêreld. Ons het 'n ander uitkyk op hierdie wêreld, ander prioriteite. Dis nie sodat ons kan aanstel, hoogmoedig wees oor die wêreld rondom ons nie. Maar ons is anders omdat ons 'n seën het. Ons kan nie in hierdie wêreld bly en soos hierdie wêreld word nie. Kom ons kyk net na hierdie pragtige beloftes van die verbond. Daar's baie maniere hoe ons hierdie beloftes kan verwoord. Maar ek wil hê jy moet sien, hier's waarskynlik 6 beloftes oor die verbond. En dit is belangrik vir jou en vir my wat in hierdie tyd lewe om dit te onthou. Want die Here het iets spesifieks ook te maak met die verbondsverhouding waarna jy roep om vandag met hom te lewe. Nou die eerste belofte, ons eintlik daaraan geraak, is dat die Here vir Abraham sê hy gaan jou 'n groot nasie maak. Abraham se naam beteken vader van baie. Maar dis die tragedie as jy hier lees of die ironie, Sara is onvrugbaar. Sy het nie 'n kind nie. Kyk nou net die teenstelling. Sy kan nie kinders hê nie. Maar die Here sê ek gaan jou 'n groot nasie maak. En die dubbele beklemtoning hier is belangrik. Die Here sê ek gaan jou so maak. Hier sien ons die belofte van die saad van Abraham. Die Here gaan jou seën en die besonderhede gaan nog uitgespel word. Maar Abraham word iemand wat baie spesifiek begenadig word deur die Here. Dis waar die lyn gaan loop. Daardie lyn wat uiteindelik in Christus gaan gestalte verkry. Die derde gedagte. Die Here sê ek gaan jou naam groot maak. Hy sê ek sal jou 'n man van groot betekenis maak. Nou, ons al reeds gesê, hierdie woorde
gryp eintlik terug in Genesis om vir jou te sê die mense van Babel. Hulle het mos gesê, hulle wil vir hulle iemand van betekenis maak. Hulle wil 'n stad maak wat reik tot aan die hemel. Hulle wil mense van betekenis wees, maar hulle was verwoes. Maar Abraham, in hierdie verhouding, gaan die Here die verantwoordelikheid neem om hulle mense van betekenis te maak. Die 4de belofte. Die Here beloof, ek gaan jou seën. Die een wat jou vervloek, kyk wat sê vers 3, ek sal seën wie jou seën, hom vervloek wat jou vervloek. Die ongelooflike belofte wat die Here al gemaak het by Noag, wat die Here al gemaak het vir Adam en vir Eva, word op hierdie manier voortgesit deur Abraham. Daardie seën, die wat hom vervloek, wat hom gaan teestaan, God sal daardie persoon iemand maak wat regtig heeltemal niks is nie. Die 5de seën kry ons as ons in hierdie gedeelte lees, in jou gaan al die nasies van die aarde geseën wees. Al daardie nasies waardeur Abraham die seën gaan laat vloei. So, dis belangrik, dis die hart van die verbondsbeloftes. Dis die hart wat die Nuwe Testament vir ons vertel oor die bediening van die Messias en sy disippels, hoe ek en jy die evangelie moet uitlewe. Die goeie nuus is, ons moet gaan na elke volk en taal en stam en nasie, aan daardie seën wat die Here jare terug al vir Abraham beloof het, om te gaan vertel hoe dat die Here daardie seën vir ons gebring het. En dan laaste, as die Here sê, jy moet uit hierdie land uitstap in vers 1, trek uit jou land uit, dan is die belofte eintlik daarmee saam, die Here gaan 'n ander land vir ons gee. Dit is die verwagting van die Christen, dat die Here vir ons 'n ander land in gedagte het, en dis die belofte van sy genade. Sy nakomelinge gaan daarin wees, en ons gaan nog sien hoe dit in Christus dit totaal en al vervul is. Om op hierdie verbondsbeloftes te reageer, beteken dat jy 'n reisiger word. Jy word 'n pelgrim. Kom ons kyk net bietjie wat sê die volgende paar verse. Toe het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land. Abraham het daar 'n altaar gebou vir die Here wat aan hom verskyn het. Van daar af het Abraham verder getrek na die bergwêreld toe, oos van Bethel, waar hy tent opgeslaan het, met Bethel aan die weste kant en Ai aan die ooste kant. Daar het hy altaar vir die Here gebou en die naam van die Here aangeroep. En dit word die patroon van Abraham. Hy bly in 'n tent, maar hy trek. Hy het geen plek van permanensie op hierdie aarde nie, maar hy's in 'n verhouding met die Here. En om daardie aanbidding voor te sit, bly ewig. Hy's 'n pelgrim in 'n tent, maar sy verhouding met die Here is ewig. Ons gaan nou in die dae wat kom, gaan ons kyk hoe dat die Here hierdie pad met Abraham loop, met sy nageslag. En dis wonderlike toepassing vir my en vir jou, dat sy verbond kom deel. Kom ons kyk waar ons saam bid dan vanaand. Kom ons dank die Here, dat hy met ons 'n verbond gesluit het. Kom ons bid dat ons met hom as sy verbondskinders sal leef. Ons bid dat sy koninkryk met krag sal kom, dat ons dit sal gaan vertel aan elke taal en stam en taal en volk en nasie. Kom ons bid vir so baie van ons lidmate wat op vakansie is, vir hulle wat die verwoesting van oorlog beleef, en ons dink vir al wat in die Oekraïne en in die Midde-Ooste gebeur. Ons bid vir hulle wat swaar kry met die winterkoue. Ons bid vir ons dorp, vir dienslewering. Ons bid vir so baie wat nie kan werk kry nie. Dis 'n tragedie in ons land. Die verskriklik baie jong mense wat nie kan werk nie. Ons bid vir die regering, vir verstandige besluite. Ons is vinnig om die swak besluite te kritiseer. Kom ons bid dat die Here sal ingryp. Kom ons bid ook vir hulle in ons gemeente wat besig is om te herstel na operasies, ook hulle wat in hierdie tyd hospitaal toe sal gaan. Dankie dat jy saam met ons bid.